Here, vanoggend skree ons harte, heilig, heilig is U Heer. Here, mag U die glorie kry vanoggend. Here, mag U die glorie kry wat U verdien, Here. Here, mag alles wat ons doen vanoggend, mag dit oor U gaan. Here, mag ons vanoggend stil raak en alles net los en vir 'n oomblik op U fokus en dit wat U vir ons wil leer uit die woord uit vanoggend, Here. Here, ons wil met dankbare harte voor U kom staan vanoggend en sê dankie vir klomp seëninge wat ons het in ons lewens. Here, seëninge wat ons nie eers besef ons het nie. Dankie daarvoor, Here, dankie vir die geleentheid om te kan asemhaal vanoggend, Here. Dankie dat ons vanoggend in 'n kerk, in 'n mooi kerk, Here, kan sit en staan en U naam aanbid, Here. Dankie vir familie en vriende en gemeenskap in ons lewens, Here, wat ons nader bring aan U. U is goed. En al wat ons vanoggend, al wat ons het om te gee is 'n halleluja, Here. Here, ek bid dat U die woord vanoggend sal seën, Here, dat dit regtig in mense se harte sal kom lê, Here, en dat hulle sal kan uitloop en sê hulle het iets van U geleer. So bid ek dit in Jesus naam. Amen. Dankie ook aan die band vir julle tyd en opoffering deur die week. Dit was regtig spesiaal vanoggend. Ons waardeer julle. Nou, as julle nie weet wie ek is nie, is ek jammer. Julle ken nie al die cool mense van die kerk nie. Daar is 'n grappie, 'n flou grappie wat ek seker nie moes gemaak het nie. So, vanoggend se tema gaan oor wat los ons agter. Aubrey se tema laasweek was ons het nie noodwendig môre nie, maar oral waar ek en jy gaan, los ons ietsie agter. Die van julle wat in stowwerige paaie geloop het of in 'n modderige omgewing, as jy in dit trap en jy loop in jou huis in, dan skree iemand gewoonlik op jou, want die vloer is vuil en jy los 'n voetspoor in die huis. Of, as ons nou daar agter gaan kyk, almal wie koffie en tee gedrink het, julle vingerafdrukke gaan daar wees, ek het dit. En wel, party van ons mag dalk 'n haar of twee agterlos waar ons gaan. Nee, oom Herman. Ek is jammer, oom Herman. Ek is doodseker oom het op 'n stadium baie hare gehad. Maar ons los nie net fisiese dinge agter nie. Ons los ook emosionele goed agter by mense. Ons los 'n indruk by mense. Ons los emosies by mense agter. Nou, eendag gaan ons nie meer hier wees nie. En ek sê vir Aubrey vanoggend, dit is nogal 'n rowwe kerk as ons vir 2 weke in 'n ry oor die dood praat. So ek probeer niemand morbied maak hierso nie. Maar as jy vandag sou sterf, wat is dit wat mense van jou sou sê? Dalk was jy 'n liefdevolle mens, of seker jy is hier, so is 'n liefdevolle mens. Dalk is jy sagmoedig, nederig, vrygewig, dalk geduldig. Geduldig gaan nou nie onder my lysie wees nie, maar iemand hier moet geduldig wees. En so wil ek graag dan begin by die woord Johannes 15 vers 1 tot 17. Die van julle wat julle Bybels hierso het en saam wil lees, is welkom. Dan Johannes 15 vers 1 tot 17, as ek dit net kan kry hierso, lees so. Ek is die druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg, maar elke ene wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog.
Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende as julle doen wat ek beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra. Vrug wat bly lewend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Dit was 'n lang perikoop en ek glo ek gaan hom nou in stukkies afbreek. So die eerste punt waarby ek wil uitkom, is dat Jesus ons middelpunt moet wees. Vers 5 lees: Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Klem, want sonder my kan julle niks doen nie. Nou as jy soos ek is, en ek weet nie regtig wat is die verskil tussen 'n orgidee en 'n varkoor nie, okay, het ek vir julle 'n prentjie geteken, as dan mekaar aan hom kan opsit. En ons bly ook nie in die Kaap nie, so druiwestokke en lote is vir my nog so bietjie die mekaar. So daar is 'n foto. Nou die rooi wat ek omkring het, is die druiwestok en die blou is die lote. Nou uit die lote uit kom die vrug, maar as die loot nie aan die druiwestok gekonnekteer is nie, dan kan die takkie natuurlik nie vrug dra nie. So die enigste manier wat daardie takkie vrug kan dra, is as hy aan die druiwestok verbonde is. So in hierdie vergelyking wat Jesus besig is om te vertel, dit is baie naby aan voor hy gevangene geneem was in Johannes 18, net voordat hy dan gekruisig sou gewees het. So daardie takkie beteken niks as dit nie aan die druiwestok gekonnekteer is nie. En so is ek en jy in hierdie gelykenis. As ons nie aan Christus gekonnekteer is nie, is dit nie altyd vir ons moontlik om vrug te dra, bly lewende vrug wat die Vader verheerlik nie. Wanneer Christus ons middelpunt is, so wanneer die takkie gekonnekteer is aan die druiwestok, dra hy baie vrug. Maar dit is die druiwestok wat die vrug gee. So ook vloei Jesus deur my en jou en help ons om hierdie vrug te kan dra. Nou as ons praat van vrug, praat ons van die vrug van die Gees, ja, die 9, blydskap, liefde, vrede, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, selfbeheersing, sagmoedigheid. Ek het nie getel nie, maar ek hoop ek het almal, okay? Maar daar's ook meer. As ons praat van die vrug in Johannes 15, as ons praat van vergifnis. Vergifnis is 'n goeie eienskap, Christelike eienskap, wat nie noodwendig deel is van die vrug van die Gees nie. Ons praat van gehoorsaamheid aan die Here. Ons praat van disippels maak. So as ons praat van vrug in hierdie konteks, praat ons van enige goeie Christelike eienskap wat ons kan wys teenoor mense. Nou Jesus is die ene wat die verskil maak. Want as ons eerlik met mekaar is, kan enige iemand vriendelik wees. Enige iemand kan geduldig wees. Enige iemand kan sagmoedig wees. Maar dit is Christus wat ons harte kom verander. Dit is Christus wat die geleentheid skep dat wanneer ek met iemand anders vriendelik is, dat daardie persoon se lewe ook kan verander. In Johannes 14 lees ons waar Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ons dra nie hierdie vrug, sodat ons kan sê, sjoe, kyk hoe cool is daardie persoon nie.
Ons dra die vrug sodat ons Vader verheerlik kan word wat in die hemel is. Nou, vrug moet getoets word. So ek voel, enigiemand wat nog nie by binnelandse sake was nie, mag nie sê hulle is geduldig nie. Tel nie. En die lisensiekantoor. Tel nie. So ook beteken vergifnis niks as iemand jou nie regtig seer gemaak het nie. Sagmoedigheid beteken ook niks as jy die kans vat om iemand terug te slaan nie. So ook word hierdie vrug wat ons beleef of wat ons sien, moet getoets word in moeilike omstandighede baie keer. Maar dit is waarna ons ware vrug sien, is in moeilike omstandighede. Die jeug se logo wys dit vir my baie mooi. Die jeug, die prentjie van die vingerafdruk, dit is nie waarvoor ons hom gebruik nie. Die jeug gebruik hom vir Christus, dat Christus ons identiteit is. Maar vanoggend wil ek hom bietjie recycle of repurpose. Ons het mekaar herken dat oral waar ons gaan, los ons iets agter. Okay? Die vraag is wat ons agterlaat, wys dit na Christus? Wys ons lewe dat Christus die middelpunt is van alles wat ek en jy doen? Of is daai kruis, kan ons hom minimize, dat hy daar in die hoekie sit? Is dit wat ons doen in ons lewens? Soos om te sê, ek is 'n Bybel ondersteuner, is net 'n gedeelte van my lewe. Hulle is die beste mense as hulle sê hulle is Bybel ondersteuners. Maar die vraag is Christus deel, is hy die middelpunt van alles wat ons is? Hy moet so deel wees van dit wat ons agterlaat, dat as mense terugkyk, moet hulle hom nie kan mis nie. Hy moet die sentrale punt wees. En so sien ons ook, soos wat ons gesien het met die takkies, dat wanneer Christus die middelpunt is, lei dit tot aksie. Ek en jy maak 'n verskil wanneer ons sê ons is Christene. Die vraag is nie, het ons die vermoë om 'n verskil te maak nie, want almal wat hierso sit, het die vermoë om 'n verskil te maak. Hoe? Want Christus bly in ons. Maar maak ons die verskil? Die Here sê in Matteus 5, in die begin van die bergpredikasie, sê hy, dat ons is die lig en die sout van die aarde. En dit wat ons doen verheerlik die Vader, alles wys terug, nou is ons besig om die Vader te verheerlik met ons dade. En baie keer dink ek, ons weet wat die regte ding is om te doen. Baie min kere kan ons vir mekaar sê, joh, ek weet regtig nie wat die regte ding is om te doen nie. Daar staan nou nie staan, Louise, jy moet Nigeria toe trek nie. Dankbaar want ek wil nie. Daar gaan nie staan, Louise, jy moet 'n ingenieur word nie. Maar daar word riglyne in die Bybel gegee vir wat die regte gedrag in ons lewens is. Hoopelik is ek nie die enigste een nie, so asseblief. Baie keer ry ons in ons kar en ons sien 'n behoeftige persoon of 'n arm persoon wat langs by die robot is. En ons het hierdie innerlike worsteling van, moet ek vir hom 'n brood koop? Moet ek vir hom iets koop? Moet ek vir my R20 gee wat ek koffie wou gekoop het? Ek kan koffie koop R20 nie, maar kom sê R30. Ons het hierdie innerlike worsteling. En wat my baie gehelp het om hierdie besluite te maak, is die eerste ding wat ek myself vra, is dit wat ek wil doen goed? Die antwoord is ja, ek wil vir hierdie persoon iets gee. Jesus sê vir ons, wees vrygewig, hy sê help die armes. Ok, tik. Het ek die vermoë om dit te doen? Gaan dit my bank breek as ek nou vir hierdie persoon R20 of R30 gee? Nee, dit gaan nie. So het ek die vermoë, kan ek dit doen? Ja, so kom ek doen dit, want God is goed. Hy gaan my nooit vra om nie iets goeds te doen nie, want goed is sy karakter, goed is wie hy is. En so gaan hy my ook nooit vra om iets verkeerd te doen nie. Maar daar's 'n ander kant van hierdie muntstuk. 'n Kant wat ons gebruik om ons sonde te regverdig. Ons sê vir mekaar, sjoe, hy sê innerlike worsteling en dan sê ons mekaar, ek sou vir daai ou R20 gegee het, maar die robot het te vinnig groen gegaan, so toe het hy nou uit my kar uitgekom nie, so toe ry ek nou maar. Ons regverdig ons sondes. Opbreed, ek dink dit was Jakobus 4, ek
praat onder korreksie, maar hy het 'n vers aangehaal waar hy gesê het, dit wat ons ook nie doen nie, dit kan ook tel as sonde. As ek en jy weet wat is die regte ding om te doen, en ons doen dit nie, dan is dit ook sonde. Leo Tolstoy het gesê, hy lyk soos 'n baie kwaai oom, so ek voel ons gaan hom glo, net omdat hy so kwaai lyk. Hy is eintlik 'n Russiese skrywer, maar ek's baie dankbaar, hy het 'n Engelse naam, want ek gaan nie sy 'n Russiese naam probeer uitspreek nie. En hy het gesê, to sin is human business, to justify sin is a devilish business. En baie keer sê ons mekaar, ek sou nie so kwaad geraak het en gevloek het as die taxi nie voor my ingery het nie. Ek sou nie dit gesê het as my vrou of my man nie dit gedoen het nie. As my kinders net geluister het, sou ek 'n baie beter mens gewees het. As my baas net. As ek meer verdien het, sou ek nie gesteel het nie. Die feit van die saak is, daar sal altyd 'n rede of 'n iemand wees waarvoor jy jou sonde kan regverdig. Altyd. Ons gaan nooit op 'n plek kom waar dit nie so is nie. Maar ons dra vrug wat na Christus toe wys. Daar's 'n vergelyking ook in Jeremia 18, waar daar gepraat word van die pottebakker en die klei. Ek is doodseker almal het al, of ek glo, almal het al hierdie storie gehoor, en ek wou baie graag vanoggend 'n kleipot hier gehad het, en hom so laat val het. En dan sou hy gebreek het. Maar ek voel, daar sou 'n paar mense gewees het, wat nie baie gelukkig met my sou gewees het nie. So, ons gaan gou ons imagination gebruik. Want as ek hier 'n kleipot het, en ek laat val hom, dan breek hy, in klomp stukkies. Maar as ek hierdie klei, wat nog nie gevorm het nie, of gebak het nie, laat val, dan gaan hy plat wees aan die onderkant, maar ek sal hom weer kan optel, en hom weer kan reshape met tools, wat ek nie weet wat het is nie, maar ek sal hom kan reshape. Is ons harte sag genoeg om nog gevorm te word? Of is ons harte verhard, soos wat Jesegiel sê? Die gevaar is dat ons sonde so aanvaar as deel van ons lewens, dat dit die normaal raak. Sê, ag, ek is maar net mens, jy weet, mense maak foute, en so gaan ons maar deur die lewe. Is ons harte sag genoeg om nog te hoor wanneer Christus besig is om ons aan te kla? Is ons harte nog op 'n plek om te kan sê, Here, ek's jammer, ek het wat ook al gedoen, vergewe my, help my, dat my vingerafdruk na U toe kan wys? Is dit waar ons onsself bevind, of ons harte so hard, dat as iets verkeerd gaan in ons lewens, dan val alles uit mekaar uit. Alles lê net in stukke. Waar is ons in ons lewens? Jakobus 2, vers 14 tot 18, lees so: Wat baat dit my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die dade nie? Die geloof kan hom tog nie verlos nie. As 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. En ek het vers 18 daardie laaste stukkie gebuld, maar as iemand sê, jy het geloof, en ek het die dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Wys ons dade ons geloof. Ek het al hierdie storie gebruik, so as jy hom weer hoor, is ek vreeslik jammer, maak jy oor dit toe. Okay. As Christus in die fisiese vorm saam met ons
is vir 'n dag, waarat ons wakker word, totdat ons gaan slaap. Nou, vir verskillende mense is dit verskillende tye, so kom ons call dit 16 ure. Okay, 16 ure van die dag. Is daar sekere goed wat ons net gaan vermy? Gaan ander musiek in ons kar luister? Net reise halleluja. Al die pad werk toe, of het 'n uur is, loop hom. Gaan ons met ander mense praat? As jy by die werk instap, skiep jy sommer die eerste 2 lessenare, want jy weet, van die wal af van die sloot. Kyk ons ander video's, gaan ons net Instagram en TikTok en daai, gaan ons net nie oopmaak nie, want die risiko is te groot. Weet nie wat daar gaan uitkom nie. Gaan ons sekere oproepe ignoreer. Sekere vriende, ons gaan nie hulle WhatsApp nie, ons gaan net maak of hulle nie bestaan vir daardie dag nie. Gaan ons lewens anders lei as Christus saam met ons hier is? Spreek ons dade dat ons besig is om hom te verheerlik? Spreek ons dade van ons geloof? Of is dit maar net deel van dit? Dis deel van ons kultuur, dis deel van ons taal, dis deel van wat ons doen. My ma het my geleer om kerk toe te kom, hier is ek elke week. Is net deel van ons routine. Marius Skyter, die beste pastoor in die Wesrand, iemand wie ek nog eendag gaan wen in tafeltennis voor ek aftree, so ek het nog 40 jaar, yes. Hy het gesê, of ek het dit die eerste keer by hom gehoor, ek het dit later in 'n boek raak gelees, maar hy sê, wys vir my waarheen jou geld gaan, en ek wys vir jou wat belangrik is. Waar spandeer ons geld? En spreek dit ook van 'n Christelike lewe? Of as ons gaan kyk na daai bankstate, gaan ons 'n paar ander dinge sien. En baie keer dink ons, hierdie Christelike lewe wat ons lei, of hierdie nalatenskap wat ons los, moet hierdie groot oomblik wees. Soos wat die disippels gehad het, hulle het 'n marteldood gesterf, en dit het hulle as wonderlike mense beskou vir 2000 jaar daarna. En ek kan nie sê, jy gaan nie 'n marteldood sterf nie, ek kan nie, maar wat ek nou kan sê, is dat die disippels het nie daar begin nie. Van hulle was rowwe diamante. En so ook in ons lewe word hierdie vingerafdruk word gebou oor jare en jare en jare. Dit werk soos 'n pensioen. Dis klein bydra oor 'n lang tydperk wat die verskil maak. En so werk geloof ook presies dieselfde. Toe ons net Christene geword het, was daar sekere dinge wat vir ons baie moeilik was. Wat ons nou redelik onder die knie het, maar toe daar nog dinge bygekom, wat ons dalk kan sê, okay, was 'n bietjie moeiliker, en toe ons dit onder die knie gehad het, toe kom daar nog dinge by. So stap die Christendom met ons 'n pad. 'n Kind ook, Paulus skryf, hy sê, julle is nog op melk. 'n Baba moet eers leer kruip voordat hy kan loop. Hy moet eers loop voordat hy kan hardloop. En ek het al babas gegee wat dodgy eerste tree gegee het. Lyk of hulle enige oomblik gaan neerval. So stap ons ook hierdie pad. Dit is nie hierdie groot oomblik nie, maar is klein opofferings oor baie jare, klein gehoorsaamheid. Nou, dit is 'n persoonlike storie en julle mag nie vir my lag nie, okay, want julle het gesê julle is Christene, okay, so julle mag nie lag nie. Maar verlede Sondag het ek en my pa teruggery huis toe, en ek was op Facebook, ek is jammer, dis seker nie goeie maniere nie, maar ek was, regte Gen Z, en terwyl ek op Facebook besig was om te scroll, sien ek een van my vriendinne se ma is oorlede. En toe ek daardie begrafnisprentjie sien, kom daar hierdie golf herinneringe van die effek wat sy op my lewe gehad het, tussen die ouderdom van 9 en 16. Ek onthou een spesifieke naweek. My ouers was nie jagters nie, ons het nooit gaan jag in winter nie, ek neem aan almal jag, nee, ek weet nie. Maar hulle was, en hulle nooi my toe, om saam met hulle te gaan jag. Dink as julle nou vra, sal hulle sê, grootste fout van hulle hele lewe. Maar in elk geval, ek was saam, op 9 jaar oud, en daar gaan ons, ek kan nie al die details onthou nie, so ek onthou nie waar ons was nie, ek onthou nie al daai dinge nie, maar ek onthou een spesifieke dag, het ons op die bakkie geklim, agter, en die oom met 'n rooibok geskiet.
En soos wat hy nou nader gery het hy gedink, dis 'n goeie idee, dat ek en my vriendin hierdie rooibok na die bakkie toe terugsleep. Ja, nie dit was nie. Maar in elk geval, so gaan ons, en ons stap na hierdie rooibok toe, en soos wat ons hierdie rooibok dra, sleep, was 9-jariges, kom daar bloed op my skoene. Hoe durf dit gebeur? Soos ek was nie happy as die 9-jarige die, soos bloed mag nie op my skoene gekom het nie, en ek bars uit in trane, want die is bloed op my skoene. Gone. En ek onthou hoe die tannie langs my kom sit het en my getroos het. Ek onthou hoe geliefd sy my maak voel het in hierdie oomblik. En ek onthou hoe sy my gehelp het om my skoene te was. Daarvoor is ek baie dankbaar. Die volgende storie is ook hulle skuld. Ek vat geen verantwoordelikheid vir hierdie ene nie. Hulle gaan toe aan met die jag en ek was saam met hulle en op 'n stadium skiet hulle 'n zebra en die zebra moes geslag geword het vir een of ander rede op daardie dag. Ek weet nie, ja, regtig werk nie, maar hy was geslag. En hulle vra toe of ek wil kyk hoe hierdie zebra geslag word. En ek sê, ja, wat is die ergste wat kan gebeur? En so kyk ek hoe hierdie zebra geslag word en ek was regtig gekei tot hulle agtergekom het dat hierdie zebra draaglik was. Ek was kas toe, ek het net begin huil, want shame, die arme mamma en die baba, hulle is nou dood, soos, oh. Okay, maar dit is nou nie die punt van die storie nie. Ek het net die hele naweek gehuil, en hierdie tannie het my net die hele naweek vertroos, tot op so 'n punt, dat ek op 14, 15 jaar na die tyd, dit kan onthou. Ek kan nie onthou in wat se kar ons gery het nie. Ek kan nie onthou in wat se huis ons gebly het nie. Ek kan nie veel anders onthou daardie naweek. Ek kan net onthou hoe sy my gevoel het. Hoe sy my ondersteun het in daardie oomblik. Wat eintlik, as ek nou terugdink, is dit soos, come on. It's not that deep. Just, kom ons gaan aan. Maar ek onthou die emosie wat daarbij betrokke was en hoeveel van ons het nog kinders in ons lewens en maatjies wat kom kuier. Ons het 'n geleentheid om invloed in hulle lewens te kan hê. Hierdie vingerafdruk wat ons bou oor ons lewe beteken om vandag gehoorsaam te wees. Dit beteken om môre iemand te vergewe. Dit beteken om reg deur die week Bybel te lees en te bid. Dit beteken donderdag om iemand te help wat regtig nood het en Vrydag om eerlik te wees, wanneer die temptasie baie sterk daar is om oneerlik te wees. En so bou ons hierdie lewe met Christus as ons middelpunt. Ek wil vra dat hulle weer asseblief daardie vingerafdruk sal opsit. En ek wil die vraag vra om te sê, ons almal het 'n sterfdatum. Niemand wat hierso sit, gaan nie sterf nie. So is dit wat ons agterlos, wys dit na Christus. Wys dit dat hy ons lewe kom verander het. Of is dit maar net kultuur, routine, dit wat ons altyd maar net doen. Daar's 'n liedjie van Casting Crowns, Only Jesus, en ek wil graag vra dat die liedjie gespeel word, en soos ons hierdie liedjie luister, wil ek vra dat indien die wat voel wat vanoggend hierso is, en wat sê hulle nog nooit hulle harte vir die Here werklik gegee het nie, wil ek regtig uitnooi en sê, doen dit. Die Bybel sê dat elke persoon wat hulle harte vir die Here gee, die hemel juig daaroor. Tweedens, as iemand hierso sit, wat voel, eens op 'n tyd, was ek regtig in hierdie Christenskap, en ek het die dinge regtig reg gedoen, maar ek het dalk so 'n bietjie gebackslide. Dalk 'n bietjie te gewoond geraak aan sonde. My sonde begin justify. Kyk hoe naby ek aan die lyn kan kom van sonde. Wil ek jou regtig uitnooi om hierdie geleentheid te vat en net weet te sê, Here, help my om U my middelpunt te maak. En dan derdens, dies wat regtig in moeilike omstandighede sit, wat vanoggend hierso is en wat sê,
Die vrug wat ek dra is besig om getoets te word. Hoe lief ek Christus het, is besig om getoets te word. Ek wil net 'n oomblik skep, en so, ek dink hy is so 3 minute, miskien net so oor die 3 minute, waar net kan stil raak voor die Here. Here, help ons. Ons besef dat ons kan nie hierdie lewe doen sonder U nie. Here, help ons om U die middelpunt te maak van alles wat ons is en alles wat ons doen en oral waar ons 'n invloed het. Here, help ons in ons gesin en ons familielewe. Here, dat ons met ons dade sal wys wat ons glo. Ook nie net by ons gesin en ons familie nie, maar in ons werksplek, by ons vriende, oral waar ons onsself bevind, in die winkel, op die sportveld. Mag alles wat ons doen terugwys na U toe, Here. Here, mag U ons harte so sag maak, dat ons nader aan U wil kom, Here. Dat ons U sal toelaat om ons te vorm en ons te verander soos wat U goed dink, Here, want U is heilig en U is perfek, Here, en alles wat U doen is goed, dit is wie U is. Help ons, al is dinge moeilik, al word ons getoets, al word hierdie vrug wat ons dra, al word dit getoets, help ons, want sonder U kan ons dit nie doen nie. Here, so bid ek vir elke persoon wat hierso sit. Here, U weet elke persoon se uitdagings. Here, U weet wat in elke persoon se lewe aangaan, in elke aspek, Here. Mag hulle regtig U beleef hierdie week, Here. Mag hulle U goedheid en U getrouheid beleef. Maak ons bewus van U teenwoordigheid, Here. Maak ons bewus van dit wat U wil hê ons moet gaan doen in die verskillende plekke waar ons is, Here. Maak ons bewus van die verskil wat ons moet maak, die invloed wat ons moet hê, Here. Dankie vir die geleentheid wat ons het om dit te kan doen, Here. Dankie dat ons U naam kan verheerlik, Here. Dankie dat U ons kom red het en ons kom verander het, Here. En help ons om hierdie week wat kom regtig net U die middelpunt te maak. En so bid ek dit in Jesus naam. Amen.